Facebook en daar sy en ek praat met Erika. Erika, baie dankie dat ons kan praat vandag. Ek is so dankbaar. So Erika is 'n coaching vriendin van ons op die Carnivore in Kitowar coaching. En ja, sy is so suksesvol en soos ek in daardie video's gesê het, sy het 'n probleem met histamien-intoleransie en sy gaan julle nou meer bietjie vertel nou oor die histamien situasie. Dit is sommer 'n groot voorreg om Erika op die coaching platform te hê waar sy ook al baie goeie advies vir mense gegee het op die bootcamps waar ons nou so praat op Google Meet altyd. En ja, so Erika, baie dankie. Ek is nou met 'n WhatsApp call besig om met Erika te praat, so julle kan haar nou nie sien nie, maar ek het die speaker aan en julle sal haar kan hoor. So ons is op Facebook ook. Ek wil net graag al die Facebook mense ook dankie sê dat julle hierso is. Met vir Hannes groet en Jurgens en Gawie is hierso en Annelies. As julle die live kan share en die like knoppie kan druk, dan kan ons bietjie hierdie live laat loop en so. So Erika, baie welkom en baie dankie vir jou tyd wat jy afstaan, groot waardering. En ja, baie dankie. Ja, dat ons bietjie kan gesels oor die Carnivore en al die dinge van histamien waarvan jy nou natuurlik nou meer weet as ek. So Gustaf is ook hier, ons coaching vriend Gustaf, ek sê altyd Gustaf die Eyster, die man van staal. Hy het nou vir my 'n link geshare, hy reageer ook so goed op die coaching en sommer lekker, dankie Gustaf, hy like nou die live en baie dankie as julle die like knoppie kan druk en die share knoppie, tap hy screen, dat hy bietjie kan hardloop. Erika, as jy dalk wil sê van watter area af is jy of dorp af is jy, laat die mense daarom net 'n idee kry met wie hulle praat, dan is dit goed. Jy hoef nie jou van te sê as jy nie wil nie, maar jy kan maar net sê van watter dorp af, net om 'n konteks te gee en hoe lank jy Carnivore doen, miskien is ook 'n goeie idee en so aan. Okay, ek is van Benoni en ek is nou so 'n jaar en 'n maand op Carnivore. Ek was net baie strenger van September maand af en ek het 22,5 kg verloor van September af tot nou toe. Ek sukkel maar nog met my histamien. Ek het 'n immuunsiekte wat ek allergie ook het en ongelukkig enigiets wat jy eet het histamien in, so mens moet dit maar monitor en medikasie neem, maar so ver gaan dit baie goed. Ja, dit is wonderlik en ek dink ook wat die hele ding so lekker maak, weet soos ek maar altyd vir jou sê in ons coaching sessies, en ek moet sê Erika reageer baie goed op die coaching en sy bestel ook altyd die bootcamps, die silver pakket met al die bootcamps en is baie tegnies baie keer en so. Ons doen nou juist die autofagie bootcamp op Sondag gedoen en ek het self dit baie geniet om dit voor te berei en aan te bied. Ek leer self geweldig baie. Maar ek dink jy het nou 'n hele ding aangeraak en dit is om jy weet die siekte toestand of die syndroom of wat ook al jy nou die histamien storie wil noem, weet om dit te bestuur. Ek dink nie is 'n ding wat ooit weggaan nie. So mense word nie genees van histamien-intoleransie nie, alhoewel ek dink daar is mense wat dit al reg gekry het, maar ek dink jy bestuur dit wel baie suksesvol. Jy weet, ek dink dis waaroor dit gaan. Ja, ek glo nie dit sal heeltemal weggaan nie. Ja. Ongelukkig as 'n mens 'n virus ontwikkel en die virus is so erg wat hy amper jou hele liggaam deurtrek is, dan gebeur dit dat jy immuunsiektes kry. Maar ek dink met die Carnivore is dit net meer onder beheer. Want mens kan jou beter monitor en dan weet jy wat het jy verkeerd geëet as jy ewe skielik weer siek word. So ja, dit is net beter hanteerbaar. Ja, en ek dink ook wat die Carnivore baie spesiaal maak en jy sal dalk met my saamstem is omdat dit as ek dit nou Engels kan sê, the ultimate elimination diet is. So jy elimineer letterlik alle planttoksine en goeters wat probleme kan veroorsaak. Ja, natuurlik daar is histamiene in vleis ook, soos jy self weet, waar ons nou beslis oor sal praat, maar ek dink ook, jy het dit ook vir my uitgewys, dat daar baie histamiene in groente is. So, jy kan gerus bietjie daaroor praat, en miskien kan jy
Miskien moet ons begin by net so 'n bietjie agtergrond, hoe lank jy al sukkel met histaminintoleransie. Net dat ons TikTok en Facebook vriende, en dan gaan dit ook op YouTube hierdie opname laai, dat hulle net 'n idee kan kry, jy weet, wat is jou ervaring en wat het jy al dalk probeer in die verlede wat nie gewerk het nie, in daai tipe goeder. So ja, en dan kan jy 'n bietjie daaroor uitbrei as jy wil, Erika. Ek sukkel seker nou so 7 jaar met die histamien. Ek het so 7 jaar terug het ek baie siek geword en niemand kon verstaan waaroor dit gegaan het nie. Ek was by spesialis, dokter by dokter. Ek was tot by homeopate en niemand kon my help nie. Niemand kon vasstel wat regtig fout is met my nie. Ek sal byvoorbeeld vandag nie allergies wees vir iets nie. Môre ewe skielik dan trek my keel toe. Maar meeste van die kere dan kry jy maar soos hives en dit is regtig buite beheer gewees. Soos jy sal letterlik jou arm wil afsny, dit juk, jy wil van jou trolley afgaan. En jy is so bang om iets te eet want jy weet nie wanneer trek jou keel toe nie. En dit is baie anders as 'n asma aanval. Ek het wel my hele lewe lank asma en dit kan ek nogal redelik goed beheer, maar as jou keel toe trek, dit is nie 'n asemhalingsoefening of enigiets wat jy kan doen om dit te keer nie. So dan moet jy maar met 'n EpiPen loop en hulle kan nie vir jou sê wat is fout met jou nie. So ek het uiteindelik so 3 jaar terug het ek by 'n dokter in Pretoria aangekom en sy het 'n klomp bloedtoetse gedoen en sy het gesê sy het nie goeie nuus nie. Die goeie nuus is sy weet nou wat's fout met my, maar die slegte nuus is ek is eintlik allergies vir myself. So sy het toe agtergekom enige ietsie wat ek eet bou histamien op. Alles het tog my histamien in. En so leer ek nou toe maar van daar af om nou maar EpiPen by my te dra, elke dag antihistamine te neem en ja, jy leer dit maar om dit te beheer. Jy weet wat kan jy en wat kan jy nie. En ek het al keto wil probeer. Ek het eers gedog dit is dit wat my siek gemaak het, maar en dan by keto word is groengoeders mos nou maar baie gesond en toe kom ek agter dit is wat my verskriklik siek maak. So dit is geweldig hoog in histamien. En so leer jy toe nou maar om nou maar jy weet goeders te, soos jy gesê het, elimineer. Maar ek het toe op karnivoor afgekom en nie gedink, baie mense het jou niere gaan dit nie maak nie, jou dit of jou dat. Maar vir die laaste jaar is ek die gesondste in die laaste 20 jaar, was die laaste jaar vir my gesondste jaar. En ek weet hoe met te beheer. Vleis het ook natuurlik kan baie hoog in histamien raak, hang af hoe jy dit hanteer. So hoe vaster jou vleis is, hoe beter. So as jy dit vars koop en dadelik vries, dan is dit okay, maar as jy dit ontdooi, moet jy dit dadelik eet. So jy kan ook nie vleis vir 'n week in die yskas los nie en ek probeer nie vleis vir die volgende dag los vir my nie. Maar dit is maar moeilik, want jy wil ook nou nie kos weggooi nie. Maar ja, mens leer maar om net genoeg gaar te maak. En so leer jy om dit te beheer. So ja, ek raak tog les vir avos en so. So soms eet ek 'n avo. Ek kan 'n halwe avo eet voor my keel toe trek. So jy doen sommer so en dan ook jy elke dag geniet. En dit is daarom ongelooflik, nee, 20 jaar en hierdie jaar is of die laaste jaar is die beste wat jy ooit voel in 20 jaar. En dit is natuurlik omdat jy 'n jaar en 'n maand op karnivoor is, maar soos jy sê, van September af het jy hom nou met 'n krag gevat en ek is so trots op jou. Ek het al baie ook gesê in bootcamps en in ons coaching sessies, oorlaat jy weet die karnivoor nou reg doen. Jy weet, veral met ietsie soos histamien, moet jy karnivoor reg doen en soos jy weet, ons maak unieke aanpassings en jy weet, ons leer by mekaar. Natuurlik, jy het baie navorsing gedoen op dit. En dit is wat dit ook baie spesiaal maak, is dat jy op hierdie bootcamps al gepraat het met die coaching vriende en ons leer by mekaar en daai tipe van goed. Maar dit is so. Ek wil net gou vir 'n paar mense welkom hierso sê. Ek wil vir Willem en vir Jonathan ook welkom sê hierso op Facebook
en dan ook Fabian en ja, en Bertie is ook hierso. Baie dankie dat julle hierso is. En dan ook wil ek net hierso vir Mandy, Mandy is 'n coaching vriendin van ons, ook welkom sê, en JP is hierso, en Austin. Hallo Austin, lekker om met jou dat jy hierso is. JP, baie dankie julle. As julle die like knoppie kan druk en die share knoppie laat hierdie live bietjie loop, dan sal dit goed wees. Tristan is hier, Beatrix is hierso, en dan ja, Build Your Legacy is hier en so meer. Het lyk my Jaco is ook hierso. Ja, nou ja, Ruben is ook hierso, hy vra, hoe maak ek biltong met steak? Hy moet my video's kyk en sê, jy sien hoe maak ek. Maar in elk geval, nee, dit is baie goed, Erika, ek is baie beïndruk met wat jy reg gekry het, en ek glo ook, jou familie is baie beïndruk met, jy weet, met jou resultate. Nee, kyk, ek bedoel, hulle ken jou nou van al die gesukkel met al die ander dinge, weet, van dokter na dokter, en die dokters het hulle hande in die hare, hulle kan nie vir jou ordentlike oplossings gee nie, en ja, en skielik nou die laaste jaar gaan dinge sommer baie beter, veral vanaf toe jy dit nou van September met 'n krag gedoen het. So, wat is die impak van jou familie, of op jou familie, of wat sê hulle van jou poging? Wel, my familie, net my man het my eintlik bygestaan aanvanklik, want my maale het nie baie goed gedink van die dieet nie, of die beleefstyl nie. En hulle het ook, was ook vir my toetse, en my laaste toetse kon die dokter amper nie geglo het hoe goed my cholesterol was nie. So, sy het gedog ek so cholesterol pille, so goed lyk my cholesterol. So, dit was baie goed. So, hulle het nou gesien, dit werk, en hulle het gesien, ek voel beter, ek is gesonder, ek sukkel minder. So, ek dink hulle kom nou 'n bietjie by. Ek dink nie hulle sal dit ooit wil volg nie, want ja, maar hulle kan nou sien, dit werk vir my, want wat vir een ou werk ook nou nie vir die volgende ou nie, maar vir my werk dit beslis, en dit net 'n positiewe uitwerking op my hele lewe. Presies. En dit bring wat ek gisterand in die autofagie bootcamp gesê het, en die autofagie is ook baie relevant ten opsigte van histamine, maar wat ek ook daar gesê het is, hoekom wil jy wag vir studies? Kyk, as baie keer is daar 'n tekort aan studies, veral met betrekking tot die karnivoor. Daar's baie studies wat gedoen word oor mense wat nou op tipiese westerse dieete is, en jy weet, en soos ek vanoggend vir iemand sê, wat nou weer 'n opmerking gemaak het oor vleis, en spesifiek het dit gegaan oor grasgevoerde beesvleis teenoor grass-fed beesvleis, en hy verwys toe, is 'n coaching vriend, en hy verwys toe daarna, dat hierdie mense wys uit, dat die grasgevoerde bees is natuurlik beter, wat ons weet is waar, maar hy wys ook toe uit, dat die graangevoerde beeste, se omega 6, baie hoog is teenoor die 3, en dit is so, maar toe maak die mense in daardie aanbieding, maak hulle 'n stelling en hulle sê, ja, maar daar is bewyse om te sê dat graan gevoerde bees artritis vererger, en toe stop ek die bus net daar, want toe sê ek vir hom, weet jy wat, daai tipe studies, hulle maak nie aanname, hulle sê, ja, die mense het vleis geëet, kom ons sê nou graangevoerde vleis, maar wat het hulle saam met dit geëet, Erika? En dit is die ding wat nooit yes, soos ek maar altyd op die video sê, die vleis en die vet kry altyd die skuld vir die sonde van die suiker, of wat ook al saam geëet was, daar word nie, dit word nie uitgespel nie. So, toe die punt wat ek toe gisterand maak is, jy weet, hoekom wil jy wag vir 'n menslike studie op karnivoor, wat baie selde sal gebeur, jy weet, omdat die goed maar befonds moet word, hoekom wil jy wag vir 'n studie? Hoekom doen jy nie self 'n studie nie? En hulle noem dit N=1. Met ander woorde, jy is die studie. Jy is die enigste persoon in die studie, en jy gebruik jou liggaam as 'n eksperiment, en jy doen karnivoor, en jy hou baie goeie
jy weet in 'n joernaal van jou vorderinge en so aan. En jy oorweeg dalk coaching en jy klankbord dit met my en met die coaching vriende en jy maak dit 'n hele journey. En ek dink ook dit is wat jy gedoen het. En ek dink ek wil eintlik vir jou vra, jy weet, hoe het die coaching en die bootcamps jou geïmpakteer en wat is jou opinie daaroor as ek mag vra? Wel, die coaching het my beslis gehelp, want gewoonlik doen 'n mens so lewenstyl alleen en ander mense join nie gewoonlik in nie. Dalk jou man, maar nie altyd nie, maar in my geval was dit nou net ek in my huis. Hulle het my wel ondersteun, maar dit is baie moeilik, want hulle kan nie vir my sê, as nou het ek geen resultate nie, ek voel nie lekker nie, jy verloor nie gewig nie, jy word net al hoe sieker, en niemand kan vir jou regtig sê, wat doen jy verkeerd nie, want jy dink jy doen dit reg. En toe ek by jou aansluit, toe kom ek agter, ek eet nie eintlik genoeg vet nie, en die dag toe ek begin meer vet inneem, toe begin dit net baie beter gaan. Ek het meer energie gehad, ek het net nie meer misslik gevoel deur die dag nie, want die mense het gewoonlik so 2-3 die middag gaan jy nou 'n crash van energie. So dit was vir my baie goed, dat jy my dan ook accountable hou. So dan weet jy, hoor jy moet nou hierdie maand resultate wys, jy moet hard werk, jy moet darm sê wat se verskil voel jy in jouself, al is dit nie op die skaal nie, maar jy moet darm nie net heeltyd dieselfde bly nie. So, en ek kan definitief sê, as 'n mens dit baie streng volg, dan kan jy nie normaal sê, hoor jy nee, ek dink nie, ek het enige iets verskil gevoel nie, want dit is onmoontlik. En toe ek by jou aansluit, het ek definitief meer accountable gevoel. En hoe meer accountable jy voel, en hoe meer mense weet jy is op so 'n lewenstyl, hoe makliker is dit vir jou om op dit te bly. Dit is nie net van, ek sal volgende week weer begin nie. Jy bly op dit, en as jy afval klim, jy is onmiddellik weer terug. Ja. So, en dit gebeur. En die bootcamps was vir my baie leersaam, want 'n mens doen baie keer navorsing, en jy dink omdat jy dit op die internet lees, is dit so. Dit is nie so nie. So baie kere gaan 'n mens in 'n gat in, en jy dink jy weet wat gaan aan, maar jy weet nie. So die bootcamps was vir my baie leersaam, veral rondom histamien, dit was vir my verskriklik baie leersaam. Baie dankie Erika. Komende van jou is dit 'n groot kompliment en baie dankie dat jy die waarde van die coaching raak sien. Erika coach al baie lank by my of saam met my en dit is oor dat sy, soos jy nou gehoor het, dat sy die waarde daarvan insien. Uit die aard van die saak kon sy al lankal opgehou coach het, maar sy coach nog steeds en ek het groot waardering daarvoor, maar dit wys ook vir my jou tipe karakter dat jy weet, maar ek het nodig om accountable te wees, en dit is eintlik 'n kompliment wat teruggaan na jou toe, want baie mense het nie daai accountability om te besef, hulle moet accountable wees nie. Met ander woorde, hulle het nie daai dit in hulle karakter ingebou nie, en hulle dink hulle is okay, en hulle dink hulle gaan dit self doen, en daai tipe goed. Maar die kompliment gaan eintlik maar terug na jou toe, want jy weet, jy het raak gesien dat, hoorie so, maar maybe moet ek dit nie op my eie doen nie, jy weet, en jy is heeltemal reg, ek het nou so gesmaal toe jy praat van die internet, en 'n mens kan jouself lekker deur mekaar Google, jy weet, soos jy gesê het, as iets op die internet staan, of jy weet, of miskien 'n video is, of wat ook al, dit beteken nie dis die waarheid nie. Ek het al kundige mense, hulle is regtig kundig en hulle is professionele mense, maar hulle die kat aan die stert beet. So al is jy 'n professionele persoon, as jy die kat aan die stert beet het, daai kat gaan jou krap. En vir elke opinie wat daar buite is, is daar 'n teenoorgestelde opinie. Dink nou maar aan die karnivoor dokters. Vir elke opinie wat die karnivoor dokters het, is daar 'n vegan dokter of 'n ander tipe dokter wat lynreg met die karnivoor dokter verskil. Nou wie glo jy? Hulle albei is dokters, hulle albei kom met goed bedoelde bedoelinge, daar's niks fout met albei se intensies nie, maar een het die kat aan die stert beet.
en watter een is dit? Ja. Jy sien, en dit is wat die bootcamps lekker maak. Jy weet, veral die mindset bootcamps, die opvoedkundige bootcamps ook, maar dit is waar ons goeders bespreek, en veral op 'n mindset bootcamp hou ek daarvan om stil te bly, en dan wil ek graag hê die coaching vriende moet die goeders met mekaar bespreek, en ons doen ook so, maar ook op die opvoedkundige bootcamps, jy weet, ek vra graag, en dit het gisterand ook gebeur, ek wil graag die opinie hoor van die coaching vriende, want daar is van hulle wat baie ervaring het met 'n spesifieke tema, en dan klankbord ons dit wat ons dink ons weet met mekaar. En ek dink dit is wat dit lekker maak. En ek dink ook 'n ander ding, Erika, wat dit lekker maak is, miskien kan ek die vraag vir jou vra, jy weet, die kennis wat jy het, en die kennis wat jy opgedoen het, wanneer jy dan met jou dokter praat, né? Ek neem aan, jy het baie interessanter gesprekke, of vollediger gesprekke kon gehad het, as gevolg van die kennis wat jy opgebou het. Wat sê jy daarvan? Ja, want ek stem 100% saam, want dan weet jy wat fout is met jou, en jy kan vir hulle sê, hoor jy, dit het verander, of dit het verander. As wat jy sit en twyfel, wat is nou reg fout? Ja, presies, jy weet, en soos ek altyd vir mense sê, Erika, is dat, dit gaan nie daaroor dat ons wil reg wees nie, ek weet, ek is nie altyd reg nie, inteendeel, in 7 jaar se tyd, het ek al 'n hele paar video's gemaak, waar iemand vir my uitgewys het, jy die kat aan die stert beet, en dan maak ek 'n publieke om verskoning video, en sê, hoor hierso, ek het nou dit geleer, en dit is hoe hierdie tegniese ding werk. En weet jy wat, die karnivoor dokters net dieselfde. Ek het al van die karnivoor dokters wat 6 jaar terug iets gesê het, en dan kom hy agter, maar okay, dit was nie heeltemal so nie. Hulle is ook maar mens, hulle leer ook maar, né? En jy logies gesproke, as jy in 6 jaar se tyd niks leer nie, né? Dan dink ek, daar's fout. Jy moet leer. Dan doen jy dit nie reg. Ja, presies. So, daar's ook nuwe tegnologie, nuwe studies, en nuwe, jy weet, goede wat ons leer, en mens moet altyd 'n oop gesindheid hê teenoor verandering. Dr. Shaun Baker byvoorbeeld, die karnivoor dokter, hy het al baie keer gesê, as hy agterkom, hy was verkeerd, dan sal hy môre sy opinie verander, en hy sal dit ook op 'n video sê, jy weet, maar hy sê tot dusver het alles wat hy geleer het oor die karnivoor, jy weet, hy's 'n ortopeed, jy weet, en alles wat hy geleer het oor die karnivoor dui daarop dat ons besig is met die regte goed, want die vraag kom altyd, is die karnivoor veilig in die langduur? En sy antwoord is, en ek kan miskien vir jou vra, wat is jou opinie daaroor, maar sy antwoord is, ons weet nie. En dit is nou 'n skokkende antwoord, maar ons weet nie of die karnivoor veilig is in die langduur nie. Om die waarheid te sê, niemand weet of enige dieet veilig is in die langduur nie, want daar bestaan nie langtermyn studies van enige aard nie. So as jy die like knoppie kan druk, Gustaf is besig om die like knoppie kwyt te druk, Gustaf, jy's 'n eyster my maat. En dan baie dankie as jy die live kan share, en groot waardering, net vir Riket ook, dankie sê Sheldon. Ek gaan nou laat Erika vir ons bietjie vertel oor wat is haar opinie, is die karnivoor dieet veilig en so, maar is iemand wat nou gevra het oor dis Ruben, Gustaf het hom sommer geantwoord, Ruben vra wat kos die coaching pakkette, en Gustaf sê, WhatsApp koop sommer direk. So baie dankie Ruben, ek kyk uit vir daai WhatsApp. Maar kom ons hoor bietjie, Erika, wat is jou opinie oor die karnivoor dieet, en miskien spesifiek in verband met histamien, dink jy dit is veilig vir die langduur, wat is jou opinie? Ek dink dit is veilig. Ek dink dit gaan meer maar oor dat jy jouself moet leer ken. Want kyk, elke ou is maar uniek en alles werk nie altyd met almal nie en die hoeveelheid werk ook nie met almal nie. So ek dink dit is belangrik maar hierdie is 'n goeie tipe leefstyl om, soos ek gesê het, alles te elimineer. En dan as jy voel om goedjies in te bring, soos Avo
ewe skielik skalkvleis as jy nie gewoond was aan bees, dan kan jy agterkom wat maak jou siek en wat werk met jou. En as jy voel, jy leer jou, ek dink in die laaste 6 maande het ek myself regtig baie beter leer ken. So ek weet hoe ver kan ek myself push. So ek dink dit verskil maar van persoon tot persoon, maar in my opinie is hierdie vir my 'n baie gesonde leefstyl. Baie gesonder as wat ek gehad het, want ek dink nie my vorige leefstyl was gesond genoeg nie. Daardie is 'n baie groot punt wat jy nou aangeraak het. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Ek wil net vir Nicoline ook baie welkom sê. Nicoline is een van ons coaching vriende, sy en Johan, hulle bly op Naboom, baie suksesvol met die Carnivore. Henny van Aarde is ook hierso en Charlotte Meitman. Hallo Charlotte, lekker om jou hier te sien. Philip is hierso. Man, hierdie Facebook kook nou lekker hoor. Baie dankie. En as jy sommer die like knoppie en die share knoppie kan druk, dan sal dit goed wees. Ek wil vir Louis groet. Hallo Louis. En ja, so Cynthia is ook hierso. Cynthia, ag baie dankie dat jy hier is. En Anton die Eyster, die man van stal. Ja, hy's 'n groot vriend van my. Carnivore Keto word coaching vriend, baie suksesvol, baie wys. Hy het gisterand so lekker gepraat in die bootcamp. Willem is ook hierso. Right, en dan ek wil net sien wie is nou nog hierso. Alright, daar is hy so. En Adolf. Nou goed. Alright, Michelle is ook hierso. Hallo Michelle. Alright, goed. Ja, so kom ons praat bietjie oor dit wat jy nou gesê het in terme van, ekskuus, ek het nou net presies vergeet wat het jy nou net gesê. Ek het so baie mense nou gegroet. Dit hang maar af van persoon tot persoon. Yes. Ek dink jy moet jouself leer ken, maar in my opinie is hierdie vir my 'n baie beter dieet Yes. of 'n lewenstyl vir iemand met 'n immuunsiekte, Korrek. want jy kan baie vinniger agterkom wat jou siek maak en nie. Yes. Daar het ek nou weer die lyntjie opgetel. Ja, so met ander woorde, jy's uniek en dit is die punt wat ek wil maak en ons kan bietjie daaroor praat. En ek dink dit kom terug na die coaching toe, Erika, en ek dink jy sal dalk met my saamstem dat elke mens is uniek. Jy weet, dit is nie iets net op 'n lysie nie. Jy weet, baie keer sê mense vir my, ja, dit is net rooi vleis of dit is net die of is net daai. Dit is nie so eenvoudig nie. As dit so eenvoudig was, dan sou niemand coaching gedoen het nie en almal sou suksesvol gewees het wat Carnivore begin. En almal is nie suksesvol met Carnivore dieet nie. Die tipiese persoon wat ek coach binne die eerste 15 minute en dan is dit mense wat dalk al Carnivore doen vir selfs tot 2 jaar, tel ek 2 tot 3 foute op wat hulle maak. En dit is daai klein jakkelsies, Erika, en miskien kan ons praat oor die klein jakkelsies wat die wingerd leegsteel. Nee, en ek dink jy het ook baie geleer dalk uit jou ervaring uit, want ek bedoel jy lewe saam met histamine-intoleransie, nê? En net terug na my Yes, praat maar gerus. Dit is baie klein goedjies, soos ek het te min geëet. En dit is hoekom ek nêrens gekom het nie, en ook nie gesonder geword het nie, want jy eet te min. Nou, baie mense dink van, jy's oorgewig, jy's siek, eet net minder. Dit werk nie so nie, ek het te min geëet. Ja, dit wat jy daar sê is baie waar, en baie mense dink, dit gaan net oor wat jy eet. Okay, goed, nou, jy gaan nou Carnivore doen, en jy het dit nou gegoogel of gechat GPT en nou is jy on your way and happy to go. Die realiteit is, ja, daar's baie dinge ter sprake, soos byvoorbeeld vetpersentasies, porsie grootte, en hoeveel keer om te eet. En ook ander goeders, dinge wat byvoorbeeld, soos jy nou genoem het, jou gewig staan dalk stil en jy weet nie hoekom nie. En dit is waar die coaching lekker maak is, jy kan gerusheid hê. En dit is soos mense soos jy, wat obviously baie kennis het, jy het baie kennis oor histamine, meer as wat ek het, maar jy klankbord dit ook altyd met my en met die coaching vriende, en ook die feit dat jy, as jy dit klankbord en jy praat hierdie inligting en jy praat oor jou ervaring, wat absoluut uniek is, want elke ou se ervaring met histamine is anderster, maar dit gee ook vir jou 'n geleentheid om dan daardie kennis uit jou uit te kry, jy hoor wat jy sê, en skielik gaan daar 'n paar liggies vir jou aan. Ek het al gesien, waar coaching vriende praat op 'n bootcamp, oor 'n onderwerp wat hulle redelik
bestudeer het, en dan wanneer hulle dit praat, dan hoor hulle wat hulle self sê, en dan kan ek sien of hoor dat hulle verstaan dit nou beter. Hulle verstaan dit nou beter. En nou, ja, nou het twee goed gebeur. Aan die een kant het jy jouself gehelp, nee, maar aan die ander kant het jy iemand anderster ook gehelp met die inligting wat jy gegee het, want nou weet hulle. Jy weet, en ek dink dit is wat waaroor dit gaan. Ja, so ek dink dis 'n wen-wen situasie, en ek wil maar net weer eens vir jou baie dankie sê, vir al jou bydraes wat jy al gemaak het op die bootcamps. Jy weet, ek weet jy is baie besig, en ek weet jy kom nie altyd uit fisies by die bootcamps nie, maar ek dink jy luister ook van dit na die tyd, jy weet. Ja. Yes. Absoluut, ja. Maar ek wil jou op die spot sit, en ek wil vir jou vra, kom weer bietjie na die bootcamps toe, laat ons jou insaag daar kry, spesifiek vanaf die histamine angle, want ons het in baie bootcamps, jy weet, as ek nou kan terugkyk na die Parkinson's bootcamp byvoorbeeld, het ons gepraat oor histamine. So met ander woorde, daar's baie bootcamps, byvoorbeeld die kanker bootcamp, waar histamine ook ter sprake is. Histamine, soos jy self weet, is in elke produk, en ons liggame het dit ook. So, maar die feit is dat jy het baie kennis daaroor, en baie dankie dat jy by die bootcamps uitkom en so, en dit is, ons waardeer regtig jou insaag daarso. Ja, so in elk geval, so op die einde van die dag gaan dit daaroor dat mens maar skoner eet. Ek dink dis die bottom line van histamine, skoner eet, en dat jy jou liggaam leer ken, nee. As ek nou vir jou kan vra, as jy net so 5 punte of dalk 6 punte vir iemand wat nou hierna luister, wat sukkel met histamine, as jy vir hulle so 'n bietjie raad kan gee, jy weet, praktiese goed wat vir jou gehelp het, wat sou jy sê is 'n baie goeie paar punte om regtig na te kyk? Histamine gaan definitief baie loop saam hand aan hand met allergieë ook. So ek sal voorstel dat hulle so gou as moontlik dan 'n tipe allergie toetse doen, maar oordenklik, nie net daai priktoetsies nie. Hulle spuit jou letterlik in met goed, hulle skei jou bloed, en hulle toets regtig oordenklik. En dan sal ek voorstel dat hulle soos op die karnivoor dieet dan net eers met bees begin, en dan later ander goeders doen soos skaap en vark en hoender en so aan. Op die oomblik eet ek glad nie hoender nie. Ek dink ek eet miskien 1 keer 'n maand, 1 keer hoender. Eiers eet ek die laaste ruk niks. Ek eet dit ook omtrent net 1 keer 'n maand, want ek het agtergekom is goedjies wat mense siek maak. So ek sou sê, om te weet wat jou siek maak, is baie belangrik om dit te elimineer. En dan later, ek dink as jy nou gesonder lewe en jy weet presies wat jou siek maak, om dit weer te, jy weet, introduce in jou lewe, en dan as dit jou weer siek maak, dan skei jy dit maar net weer af. Ja. So, dit is maar belangrik om te weet wanneer jy dit kan eet en wanneer nie. Ja. Want jy kan vandag byvoorbeeld ietsie eet en dan môre maak dit jou siek. En dit gaan alles oor hoeveel histamine jou liggaam kan hanteer. Yes. Kyk, ek is nou op medikasie, so die medikasie probeer die histamine oplos voor dit in my bloedstroom ingaan. 'n Mens het tog 'n bietjie histamine nodig vir jou liggaam om te reg te funksioneer, maar die hoeveelheid wat 'n mens gewoonlik opbou en dan ewe skielik deur jou bloedstroom gaan, is nogal 'n skok vir 'n mens se liggaam. Verseker. Nee, dit was nou baie goeie raad, en as ek dalk 2 punte daar kan bysit, is skryf vir jou ondersteuningsgroep. Ek dink kry vir jou ondersteunings. Ja, Yes, en ook oorweeg coaching, weet soos Erika self nou gesê het, dit het vir haar baie beteken om die coaching te doen, want sy het sommer dadelik geleer dat sy te min eet en nie vetterig genoeg eet nie. En dit is waarmee ek jou help met die porsie groot is, want jy stuur jou bordfoto's deur. En ook en soos jy ook self uitgewys het, die hele accountability ding. Ek dink daardie dit help baie. Because if nobody knows, nobody cares, né? En ek dink jy het dit nou baie mooi opgesom.
Sê maar, nee, praat maar. Op die bootcamps is dit vir my lekker, as 'n mens dalk met van die ander lede kan praat, laat ek dit so noem. Want soms sê mense goeders en dan dink jy daaroor en dink jy, ja, dit is eintlik wat fout is. Ek het dit net nooit agtergekom nie. So dit is ook goed om met ander mense wat in daai situasie is te gesels. Ja. En ek bedoel, as jy nie op die coaching is nie, dan kom jy nie in aanraking met mense met sulke issues nie. Ja. So dit help vir my, dit is baie om te hoor, as ander mense probleme het, waar hulle probleme vandaan gekom het, en wat hulle doen om dit beter te maak. En dan probeer jy dit, en dan ewe skielik, wow, waar sê jy dit nou gelees het op die internet? Presies. So dit help my baie. Baie waar wat jy daar sê. En dan ook die hele menslikheidsfaktor, jy weet, elke ou kom maar met sy pakkie daar aan by die Carnivore Keto War bootcamps en elke ou se omstandighede verskil. Ek ken almal se omstandighede nou. Ek kyk nou byvoorbeeld Frans Gerber is nou hierso 'n groot coaching vriend van my en sy omstandighede is heeltemal anderster as joune, maar hy is baie suksesvol. Toevallig het julle nou dieselfde hoeveelheid gewig verloor. Ek dink Frans, as ek reg is ook 22 kg af of dalk meer. Hy sal my nou reg help. Julle moet bietjie sommer julle in die kommentaarseksie kan julle asseblief julle statistieke daar bietjie gooi. Gustaf, ek weet jy's baie kilogramme af in die 60 en ja, so maar die menslikheidsfaktor, Erika, ek dink dit wat jy nou aangeraak het is so belangrik. Want alhoewel ons omstandighede van mekaar verskil, kan jy tog identifiseer met mense. Ons vergelyk nooit met mekaar nie, maar ons identifiseer met mekaar. Frans se probleme. En die ondersteuning. Ja, die ondersteuning. En jy weet, as jy byvoorbeeld nou Frans se getuienis hoor, ek wil nog 'n bietjie met Frans ook live gaan. Frans, jy moet jouself prepare, né? So, ek het gelag een keer, ek wil jou hierdie getuienis vertel, ek is nie skaam daaroor nie. Ek het op 'n stadium vir mense gebid vir genesing. Ja, ek was al daar gewees. En ek eendag vir iemand gevra, hoorie so, ek wil graag vir hom bid. Toe sê hy, I need to prepare myself. So, ek het gelag. So ek weet nie hoe prepare jy jouself vir gebed nie, maar hy moet dit nou maar gaan doen. In elk geval. Ja, so ja, maar so Frans, you need to prepare yourself, laat ek met jou kan praat, né? So, anyway, so, nee, Frans het 'n groot getuienis, en ek wil nou nie sy getuienis hierso sommer net praat nie, want dit ons bære dit vir die live wat ek hopelik sal moet op kan doen. Maar ja, so maar terug na die punt toe van die samesyn en die samehorigheid, Erika, ek dink ook die feit dat ons Afrikaans daar praat op die bootcamps, jy weet, is 'n storie dat ons, jy weet, dis ietsie wat ons in gemeen het. Ons praat Afrikaans en ons kry ons notas in Afrikaans en ons bespreek hierdie belangrike temas met mekaar, ons klankbord dit met mekaar en daar's ook die menslikheidsfaktor en ons praat ook geestelik op die bootcamp, so ons almal glo nie dieselfde nie, maar ons praat ook geestelik daar, ons het gister geestelik daar gepraat, jy weet, nie vreeslike diep gesprekke nie, maar dit is tog lekker om daaroor te praat. Maar die punt wat ek wil maak is, jy kry daai bemoediging, as jy hoor iemand anderster gaan deur baie dieper waters as waardeur jy gaan, dan kry jy daai bemoediging. Jy weet, as iemand vir jou sê, maar ek is, jy weet, soos Desiree, nee, 455 dae op die Carnivore en sy het 1,5 kilogram gewig verloor. Maar sy is 90% pynvry. So, dit gee vir jou daai perspektief, nee. En ja, en om dan te weet, maar hoorie so, is nie net jy wat deur diep waters gaan nie, is maar 'n hele paar van ons wat deur diep waters gaan, maar ten minste weet ons doen die goeders reg op die einde van die dag. Ja, so, dit is so. Ja, so, wat kan jy nog vir ons sê, as jy dalk ten slotte vir ons 'n paar woorde wil spreek, as daar ietsie is wat jy aan dink nou? Sure, kan nie nou aan ietsie dink nie, behalwe dat jy gaan nie spyt wees. Ja, so jy gaan nie spyt nie. Jy gaan nie spyt wees nie, dit is so. Ja, ek dink dit, ons kan maar regtig maar afsluit met daardie, wat Erika nou gesê het, van oorweeg die Carnivore, oorweeg die coaching, jy sal nie spyt wees nie.
En Erika, net weer eens van my kant af en van al die coaching vriende en al die TikTok en Facebook en YouTube vriende, baie dankie dat jy moeite gedoen het om met ons te praat. Ons waardeer regtig jou insette en ja, hier's nou baie mense wat gehelp gaan word deur die inligting wat jy nou gegee het. En weer eens baie dankie en ook groete vir jou man en dat hy jou ondersteun, sê vir hom sommer baie dankie. En ja, dan sien ons mekaar so. Ja, dan sien ons mekaar so op die bootcamps en ja, baie dankie vir 'n baie lekker gesprek gewees. Baie dankie vir wat laat dit goed gaan werk. Baie dankie Erika, mooi bly daarso. Daar sê. Dankie, bye. Jo, wat 'n lekker gesprek was dit nou met Erika gewees nie, né? En histamien-intoleransie. Ja. So goed. Daar sê ek wil net gou so 'n paar mense groet. Hannetjie is ook hierso, Marius en ja, Gustaf, baie dankie dat jy daai like knoppie so geklik het. Michael is ook hierso. Michael, dankie man dat jy hier is. Jakes is hier. Okka, Karen, Wadia, Karina is hierso. David is ook hierso. David is hier, of David. Christa, baie dankie dat julle is. Sipo, en Julian, baie dankie. Lizelle, dat jy hierso is, en RC en Wilna. Nou ja, ons gaan groet. Mandy, baie dankie dat jy hier was. Willem en almal wat hier was. Frans, Nicolien, ek seker Johan moet ook saamluister en Henny, 'n groot waardering. Philip, baie dankie. Charlotte, baie dankie dat jy gekyk het. En nou ja, ek groet julle en as julle belangstel in coaching, moet julle my gerus WhatsApp en dan stuur ek vir jou die opsies aan van die coaching wat ons gaan doen, wat op WhatsApp video call gaan wees, maar soos jy nou gehoor het, die bootcamps wat ons doen is op Google Meet. Ons doen Woensdag die autofagie bootcamp 10:00 en dan Sondag doen ons Mindset Recap 11 wat 'n koffie en kafeïne bootcamp insluit. Ons doen die volgende naweek die ekseem bootcamp, dan die alkohol bootcamp en dan die kortisol bootcamp. So as jy dit temas is waar jy in belangstel, dan WhatsApp my en dan doen ons 'n coaching sessie. Alright, ek groet julle almal. Baie dankie. Dit was nou 'n lekker live gewees en hy gaan sommer lekker loop as ek hom oplaai. Alright, Kibit, julle moet mooi bly. Penny, almal wat hier was, Gustaf, julle is eisters, Wayne, julle moet mooi bly. Mooi dag vir julle almal. Nicolien, mooi bly.